is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, it's you, it's in you, my life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you, it's in you, it's in you. Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high, to see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see
will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Lord. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my Here U is ons God. U is ons alles. U Here is meer as die lewe self. Dankie Here vir die liefde. Dankie Here vir die krag. Here, ek wil meer van U hê in my lewe. Ek nooi U in, Vader. Ek nooi U in. Meer liefde, meer sterkte, meer krag. U is so welkom in my lewe, Here. Here, gee dit ons al die lof, die eer en die aanbidding, dat ons dit aan U bring. Meer van onsself, Here, maar baie, baie meer van U. Here, dat ons sal ophou selfsugtig wees om te dink aan onsself, maar dat ons sal dink aan U, want U kom dit doen. Vader, mag dit in elkeen se lewe so wees. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, kom ons leer die sonde.
Ek het gou weggeloop om te kyk of julle sal stil sit as ek terugkom. Soet wees. Julle net getoets. Ek het vir Desiree glad nie gevra wat sy moet voorberei of wat sy vir ons moet uithaal. Soos in glad nie. Ek het net eenvoudig vertrou dat die Here getrou sal wees deur sy Heilige Gees. En nou wil ek vra, ek weet dit is ook nie baie lekker nie, maar ek wil vra Sister, nou gaan ek jou vra om dalk net so 1 of 2 van die liedere wat ons gesing het net weer vir ons op die bord te sit. Ek wil graag vir ons vanoggend uit die woord van die Here uitlees en ek gaan op 3 verskillende plekke lees vanoggend. Julle moet 'n bietjie met my lees. Ekskuus, ek het nou vergeet. Dat ek daarom net vinnig begin by ons leesprogram. Ons leesprogram behoort nie vandag by Romeine 15 te trek. So hou dit by, lees getrou saam. Ons is besig om die hele Nuwe Testament deur te lees. So as jy nou nog nie deel is van die leesprogram nie, ons lees elke dag net 1 hoofstuk. Net 1 hoofstuk en ek het verlede week gesê, as jy kan, lees so 1 of 2 hoofstukke vorentoe, dan vir daai dag, wat jy nie 'n tydjie het nie, dat jy nie nodig het om op te vang nie, maar dat jy dan sommer klaar voor is. Ek herinner u aan Markus 1 vers 35, waar die woord van die Here sê vir ons, dis Jesus, vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan, dis Jesus, en uitgegaan, en na 'n eensame plek vertrek, en daar gebid. En ek wil vir julle sê, as Jesus vir ons die voorbeeld is, dan moet ons hom volg. Dis wat dit beteken om 'n disipel te wees, is 'n volgeling van Jesus. En as Jesus dit doen, dan behoort ons dit ook te doen. So ek moedig u aan, dat u sal aanhou om dit te doen. Die gedeeltes wat ek vanoggend vir ons wil lees in die woord van die Here, en ek gaan die regtig kans gee om na dit toe te blaai, en jy kan dit sommer as jy wil daar met ietsie merk in die Bybel, sodat jy na die tyd weer daarna gaan kyk. My tema van die boodskap vanoggend is om die smal paadjie te stap is nie maklik nie. Om die smal paadjie te stap, sê ek, is nie maklik nie. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Die eerste gedeelte wat ek vir ons gaan lees is uit Matteus 16. Matteus, die eerste boek in die Nuwe Testament, Matteus 16, en ons gaan daar net 1 vers lees, en dit gaan vers 24 lees. Matteus 16 vers 24. Ek lees vir ons uit die 53 vertaling. Toe sê Jesus vir sy disippels, ek het nou net gesê, 'n disipel is 'n volgeling van Jesus. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Net daai 1 vers. Dan wil ek graag vir ons 'n gedeelte lees. Weer eens, bekend. Ek dink die meeste mense se Bybel gaan dalk daarop val. Is nie Psalm 23 nie, nee, dit is Efesiërs 6. En ek wil vir ons 3 verse lees uit Efesiërs 6 uit. Ek wil vir ons lees van vers 11 tot en met
vers 13. Ek lees vir ons weer uit die 53 vertaling en hy lees as volg. Dit gaan oor die wapenrusting van God. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Hoekom? Sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Vers 12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil. En nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Tot sover die woord van die Here. En dan sluit ek af met 2 verse wat ek graag vir ons wil lees uit Lukas 1 uit. Die 3de hoofstuk in die Nuwe Testament, Lukas 1. Net vir interessantheid, die evangelie Lukas is eintlik die oudste evangelie van die 4 evangelies. Is hy die oudste evangelie? Hy was eerste geskryf gewees en jy almal weet nou dat Lukas was dokter Lukas gewees. Nie dokter nie, hy was dokter Lukas, want hy was 'n geneesheer. Net vir interessantheid. Lukas 1, dan lees ons vers 46 en 47 weer uit die 53 vertaling. En Maria het gesê, my siel maak groot, my siel maak die Here groot. Vers 47. En my gees is verheug in God, my saligmaker. En Maria het gesê, my siel maak die Here groot. En my gees verheug in God, my saligmaker. Okay. Kom ons staan so klein bietjie stil by hierdie 2 verse wat ek nou net gelees het. Baie van julle was hier gewees, baie van julle het daardie prentjie en ek het hom nou nie weer saamgebring om vir julle te wys nie, maar ek het vir julle verduidelik hoe is die mens saamgestel. En toe het ek vir julle gesê, eerstens is ons liggaam, en julle daar is seker 3 kringe. Daar's 'n paar koppe wat skud, so daar's 'n paar ouens wat nie gesit en slaap het in die klas nie, en wat lekker bly was. So, van u het nou was nie hier gewees nie, so ek gaan dit op 'n stadium, sal ek dit weer vir ons in die nuwe jaar, gaan ek bietjie met ons praat oor daardie samestelling. Onthou nou, ons is liggaam. Dis die groot sirkel, ons is liggaam. Maar binne in ons liggaam het ons 'n siel. En daar in ons siel lê ons wil, emosies, ons denke. En binne in ons siel is ons gees. En nou, as ek gevul word met die Heilige Gees en die Gees van God binne in my gees kom woon, dan het hy 'n direkte uitwerking vanuit my geesmens uit. Is daar 'n direkte uitwerking op my siel? Dit is my wil, my emosies, my denke en ons nog nie. Maar ok, daai is die belangrikste wat ek nou gesê het. En dit het 'n uitwerking op my globale, totale liggaam. Wat is my liggaam? My liggaam is my sintuie. Sien, hoor, waarvan party mense min het. Nie omdat hulle doof is nie, maar omdat hulle net eenvoudig nie hoor nie. Hulle luister, maar hulle hoor nie.
Daar's 'n verskil, né? Ek kyk nou vir die juffrouens hier rond. Daar's 'n verskil om te luister en om te hoor. Ek kan goed hoor, maar dan luister ek nog steeds nie. En baie kinders in die klas luister nie, alhoewel hulle hoor. Maar daar's baie groot mense wat nie luister nie, maar hulle hoor. OK? Nog sintuie, ek kan voel. Nog sintuie, ek kan proe. Nog 'n sintuig, tong. Daar's 'n lelike een. Tong. Wat sê die woord van die Here? In die mag van die tong lê daar lewe en dood. In die mag van die tong lê daar lewe en dood. Maar weet jy, dis die eerste ding wat ons vergeet. Maklik begin ons om negatiewe goed te spreek. Luister 'n bietjie na die gesprekke as mense by mekaar is. Ek praat nie van 'n ou soos ek en Shaun nie, want ons twee kan mekaar anders kom heavy klomp negatiewe goed te sê. Nee, Shaun, ek pik op jou verniet. Ek weet is nie so nie. Ons spoor mekaar aan om positief te wees. Ek weet dit. Ek kyk net of die ander mense wakker is. Dis al hoekom ek dit nou gesê het. Want party ouens het nog net begin en hulle sit al klaar aan slaap hierso. Geliefdes, as ek die gees van God binne in my gees het, is daar 'n direkte uitwerking op my siel en op my liggaam. En hier kom Maria en sy sê dit vir ons. Lees jy dit saam met my raak daar? Sy sê dit vir ons. OK, ek wil nou nie wegloop van wat ek vir julle gesê het, wat die tema is. Is om die smal paadjie te stap, is nie maklik nie, het ek gesê. Ek wil die van julle wat bakkiesblad het, en ek wil vir so klein wyle net hier voorkom staan. Ek sal nou weer daar agter gaan wegkry. Ek was met die jeug, en ek het dit ook vir 'n klomp van die gesê stom geslaan, toe ek vir die jeug sê, bakkiesblad. Toe dink hulle ek praat van die Car Magazine. Want dis bakkies. Ford bakkies, en Toyota bakkies, en Nissan bakkies. Nie een van die jong mense het geweet, ek praat van 'n gesig as bakkies. En vir 'n paar ouer mense, maar ek sal nie julle ouderdom verklap hierso nie om nou julle te pik nie, maar ek sê maar net, vir 'n paar ouer mense was dit spreektaal gewees. Sê jou pa vir jou, trek jou bakkies reg of klap hom vir jou reg. Maar ek kan sien daar's 'n paar ouens wat daai ding al gehoor het. Nou, dis hoekom ons praat van bakkiesblad. Is die Afrikaanse woord vir Facebook. Bakkiesblad. So, as jy dit nou nie geweet het nie, dan leer jy nou vanoggend. Die Afrikaanse naam vir Facebook is bakkiesblad. OK, nou gaan kyk bietjie daar op bakkiesblad. Ek het hierdie week die getuienis van Hendrik Eksteen, wat 'n boer is daar in die Kalahari, het ek sy getuienis gedeel op bakkiesblad. Nou, dis 'n lang getuienis, dis 27 minute en enkele sekondes daarna lang, so dit is bietjie lang. Maar doen jouself die guns, na jy vanoggend na hierdie boodskap geluister het en gaan kyk daarna, gaan luister daarna, hoor 'n bietjie wat hy sê, en luister 'n bietjie wat hy sê. Jy sien, toe ek na dit geluister het, dis hoekom ek dit onmiddellik gedeel het, is daar 'n paar goed vir my uitgestaan in Hendrik se getuienis. Die eerste ding wat vir my uitgestaan het is, hy het 3 keer sy hart en lewe vir die Here gegee. 3 keer.
Hy het dit die eerste keer gedoen toe hy 'n 15-jarige seun was. Toe gaan hy en hy dwaal af en hy begin snaakse goed doen. Wat gebeur? Toe eindig hy op in die tronk. Toe gee hy weer sy hart en lewe vir die Here. Toe gaan hy met hom goed. Hy kry afslag. Hy kom voor in die tronk as wat hy moet. Ek wou iets gesê het, maar ek sê dit liewer met jou deel self so. Ek wil sê, party ons kry afslag in die tronk, maar julle bewaarders, julle sit tot julle 60 is. Laat ek vir julle lees wees. Nee, ek trek net jou beeld, Sean. Asseblief, mense, ek pakkie vanoggend omdat ek nie like is, omdat ek op kwaai like het, ek op hoor, julle wil dit weet. Nee, ek maak sommer net 'n grap. Die feit van die saak is, toe kry hy afslag, en hy kom in die tronk uit. En toe dit met hom goed gaan, toe dwaal Hendrik weer af. Hy sê, en toe van die Here vir hom. Ek gaan vra myself toe hierdie vraag, want ek vat myself as 'n voorbeeld. Ek het ook as 'n jong seun my hart en lewe vir die Here gegee. En toe het ek ook so 'n bietjie afgebou. Ja, nee. Viciously nie, maar ek het daardie tipe van Christen geword wat gesê het, nee wat man, geniet die lewe. Die Here se genade is genoeg. Totdat ek tot daardie besef gekom het, waar ek besef het, jy kan nie met God se genade mors nie. As jy 'n commitment gemaak het, het jy 'n commitment gemaak. Maar nou wil ek vir julle sê, ons het die afgelope tyd het ons 'n klompie mense gehad wat die Here gevolg het deur die doopwater. Baie keer wanneer 'n mens gedoop word, dan dink jy, hy for away. As hy nou het dit gedoen, nou is ek reg. En net daarna, omdat jy daardie gehoorsaamheidsstap gevolg het, kom jy een aanslag op die ander, op die ander, op die ander, op die ander. Want dis dan wat dit eintlik pertinent na vore kom. Mens sien, dis dan wanneer jy nog stoei, want jy mos nou, dis vars in jou geheue. Ek is gedoop, ek moet hierdie ding beklei, ek moet soldaat vir die Here wees. Maar ek wil julle vanoggend 'n ander verhaal vertel. Maar doe my 'n guns, gaan luister 'n bietjie na Hendrik se getuienis. Ek dink dis regtig iets om na te luister. Ek sê vir myself, hoekom kom soveel kinders van die Here wel kragdadiglik tot bekering, tot wedergeboorte, en dan sak hulle terug. Baie keer wanneer ouens terugsak, en ons gaan nou daarna kyk, want ek wil dit pertinent by dit ook uitkom, is een van die maklike goed om te sê is maar het seer gekry oor die kerk. Hoeveel van julle het al daai woorde gehoor? Ek wil nie vra hoeveel van julle het al daai woorde gesê nie. Maar ek het die vraag nou gevra. Ek vra vir u, mag ek met God se genade mors? Ek sien 'n klomp koppe wat nee skud. Is daar iemand wat vir my sê ja? Ek dink nie ons mag dit doen nie. Wat beteken dit werklik om 'n disipel te wees, om Jesus te volg? Is die volgende vraag wat ek het. Want as ek Jesus volg as 'n disipel, hoekom raak dit so maklik? Ek gebruik die Engelse woord gedistract. Gaan ek as 'n kind van God, gaan ek 'n maklike of 'n makliker pad hê om te stap as die ou wat in die wêreld is? Nee.
weer 'n keer nee. Want, dink vir een oomblik, dink jy Satan en sy trawante is gelukkig dat jy wegdraai van die wêreld en Jesus volg? Nee, hy's nie gelukkig nie. So hy moet alles in sy vermoë doen, hy en sy trawante, om jou daar weg te kry. Ons gaan nou daarna kyk. En dan, die volgende vraag wat ek vra is, as ek 'n kind van die Here is ek gevrywaar van moeilikheid, van teenspoed? Ongelukkig, nee, ek is nie. Ek kan nou vir jou sê, jy gaan dit ervaar. En dan is my vraag, hoe gaan ek reageer? Jy weet, in die jare 80 was daar 'n ouetjie gewees wat gehardloop het, met die naam van Lopenval Matsarato. Ken jy hom? Ek sien daar's weer 'n klomp die koppe wat skit. Hy was 'n langafstand kampioen gewees. Hy kon hardloop, maar hy het so gehardloop, hulle het gelyk het of hy val elke keer as hy hardloop. En jy sien, die vraag wat ek jou vanoggend nou vra is, as ek, as kind van God, as ek val, hoe gaan my opstaan lyk? Gaan ek opstaan? Want dis die groot ding. Die oomblik, as kinders van die Here val, die eerste ding wat gebeur is hulle raak skaam. Wat gaan die ander nou daarvan sê? So, nou bly ek maar daar waar ek is. Want is beter om daar te wees, dan hoef ek nie skaam te kry om te sê, hey, ek het gefouteer nie. Die derde vraag wat ons vra wanneer ons iemand gedoop is, sou dit gebeur in die toekoms dat jy moeg raak, langs die pad gaan sit en een van jou boeties of sissies kom en sê vir jou, hey, kom ek moedig jou aan om saam te stap. Dan sê ons almal ja. My sien is maklik om ja te sê, maar om ja te doen is bietjie anderster. Wat as ek geval het? 1, dis nie lekker nie. 2, ek kry skaam daaroor. Dink jy vir een oomblik die Here Jesus het skaam gekry toe hy in die kruis gehang het? Nee. Glad nie. Inteendeel het hy dit eind uitgedoen. Hoekom? Sodat ek en jy vry kan wees, sodat ons weer kan teruggaan na hom toe en sê, Here, dankie vir die liefde. Dankie Here vir die liefde. Daarom. Maar nou, die meeste ouens, as hulle geval het, bly hulle daaronder lê. Jy sien, ek wil vir jy sê, dis baie soos 'n fisiese kind. Dis baie soos 'n fisiese babietjie. Aanvanklik wanneer ons gebore word en ek het vanoggend nagelaat om te sê ons is so dankbaar teenoor die Here. Ons het verlede week vir Mila gebid en vir Elniska. En die 18de is wanneer gewees? Donderdag is Elniska gebore. So ek en Siska is 'n kleindogter ryker. En ons is dankbaar teenoor die Here daarvoor. En Elniska is pragtig mooi gesond. En ons is so dankbaar vir dit. Nou het ek 'n babietjie. As hulle so begin om te loop, as hulle leer om te loop, dan loop hulle en slaap neer. Bly hulle daar lê? Nee, hulle staan op, weer, hulle gaan traai om hierdie ding verder te vat. Maar soos wat hulle 'n bietjie groter word, begin hulle bravade kry. En dan begin hulle vinniger loop. Dis eintlik 'n hardloop. En dan is jy as ouer mos naby. Pas op, jy gaan nie
die tafel vashardloop. Pas op, daai plaat is warm. Pas op, die stoof is warm. Hoekom kan jy gewaarsku word? Want jou ouers is naby jou. Nou wil ek vir jy sê, trek hom deur na kind van God toe. As jy nuwe kind van God is, waaraan Christus is. As jy naby aan God lewe, gaan hy vir jou kan sê, Martinus, jy gaan jou hande verbrand met hierdie ding. Mens sien, omdat ek nou op my eie staan, begin ek dink, nee, dit is okay, Johan, jy is nou klaar, kind van die Here, laat vaai paai, en dan gaan ek. En die Here sê vir my, Johan, Here, ek weet wat ek doen. Dit is mooi groot, sit los aan op die pootjie en so aan. Doe nou nie. Die oomblik, as jy ver van jou Vader af is, gaan jy maklik jou hande verbrand, gaan jy maklik jou kop staan, gaan jy maklik val. En as jy regtig val en seer kry, as papa of mama daar is, dan tel hulle jou op, help jou op jou voete en daar gaan jy. Maar as papa of mama nie daar is nie, dan sit maar weer gesnoei met jy op te staan daar. Sien jy dit raak? Net so is ons kind van die Here. Jy sien, die oomblik as ons dink, ons is op onsself, die oomblik as ons dink, ons kan vir onsself goeders begin doen, is dan, wanneer ons met daardie val uitkom en nie weer opstaan nie. Sê, ek kom vanoggend en ek wil gou vir julle 'n storie vertel. Hierdie ou kom aangery met sy perd en hy kom maak sy perd vas daar in 'n paal en hy gaan by die winkel in en hy gaan koop vir 'n Coke en 'n paai, ek dink, want was nie 'n garage paai gewees nie. En toe hy uitkom, toe het sy perd losgeraak. Wat gebeur het is, Satan het gekom en daai perd sy toom net so kink gegee en hy's los. En die perd, toe hy nou los is, vat hy die pad, en hy's daar in die boer se land in, en die boer het goed daar geplant, wat baie eksoties is, en dit bring vir hom baie geld in. Ek weet nie wat is dit, die Pieter, wat is daar wat baie eksoties is, wat baie geld in bring? Sien bilies nie, ook die sonneblom nie. Wat? Katoen. Hy is daar in die katoenland in, en hy trap hy land, dat jy net katoenplante sien, en hy pleine val op die grond, en is daar in die grond in. En hierdie boer, daar is nie ander woord nie, strippel. Helemaal de muis op in. En hy vat sy geweer, en hy skiet die perd mors dood. En hier kom my eienaar aan, en die perd was sy spesiale perd gewees, en hy wip hom. Hoe kan jy my perd skiet? En hy vat sy roer, en dan skiet hy die boer. En toe die boer skiet, staan die boer se vrou so, en sy sê, dis my man daai, dis my man. Hy sê een wat hierdie hande bewerk, en sy wip haar, trek haar sterk in 'n krul, wild, en sy vat die byl, klink soos my vrou, en sy loop om my, en sy snap vir hom, vir hierdie eienaar van my perd, mors dood met die byl, nee, en sy seun kom aan, en hy sê my jene, check wat het hierdie vrou aangevang, en hy raak so kwaad vir haar, hy vat aan haar verwrig haar, mors dood is sy. En die gemeenskap sê, hey, hierdie ding is besig om aan tyd te ruk. Kom ons leer vir hierdie man 'n keer les.
Jy kan nie 'n vrou sommer net so vermoor nie, verwrig nie. Hulle gaan brand sy huis af. En hy sit met niks. Wat sê ons van hierdie storie? Is 'n lekker storie. Is nie 'n lekker storie nie. Wat sê ons van hierdie storie? Hier kom die pastoor van die dorp, sy naam was Johan. Hy loop na die duiwel toe, hy sê vir hom, nee, hoe moet jy dit doen? Hoe kan jy al hierdie goed doen? Hy moet sê, ek het niks gedoen nie. Ek het net my perd bevry, die arme perd wat al vastgemaak gestaan het, ek het hom net bevry, dis al wat ek gedoen het. Is die duiwel verkeerd? Daar is iemand wat die guts het om te sê, is daar nog iemand om te sê, nee, die duiwel was nie verkeerd nie, dis al wat hy gedoen het. We sien al hierdie ander goed wat gebeur het, is menslike emosies wat oorgeneem het. Kan julle dit raak sien? Ja, en hier, wat gebeur? Al hierdie goed volg en gebeur as gevolg van menslike emosies. Op die uiteinde van die dag het Satan dit reg gekry om net een ding te doen. Om mense se fokus te verskuif. En hy het dit nie fisies gedoen nie. Hy het net daai perd losgemaak. Daai een klein dingetjie het hy gedoen. Jy sien klein goedjies, klein goedjies word op die uiteinde 'n reuse ding in die donker wêreld. Een klein leuentjie wat vertel word, ag, wat se skade kan dit nou bring? Ons praat gister daaroor. Een klein leuentjie, wat se skade kan dit nou bring? Die uiteinde van die dag, die einddoel daarvan is bitterheid en verwyte. As jy 'n groot skip het, nie die Titanic nie, want hy tel nie in hierdie storie tel hy nie. 'n Groot skip, daai ene wat die 5000 karre vervoer oor die water. Hy kom in Durban hawe aan met 5000 karre. Dan laai hy af, dan laai hy weer 5000 ander karre op, dan vaar hy weer ooste toe met hulle. Daai skip kry een klein lek in hom. Wat gebeur met hom? Hy sink. 'n Klein lekkie laat 'n groot skip sink. Sien jy dit raak? Dis ook vir jy sê, klein leentjies kan groot skade veroorsaak. Jy sien, die Satan kry dit reg om beheer te neem oor ons emosies op die uiteinde van die dag. Sonder dat hy dit self doen. Want ons maak die keuse. Ons maak die keuse op die uiteinde van die dag. Dit was nie die Satan wat vir die seun gesê het, skiet die boer nie. Eintlik het dit begin by die boere die perd ons geskiet. Dit was nie die Satan wat vir hom gesê het, skiet die perd nie. Dit was 'n keuse wat hy gemaak het. So het almal 'n keuse gemaak. Satan het nie die woede geplant nie. Dit was die emosies. So daardie prentjie van liggaam, siel en gees het emosies het skade gekry. En op die uiteinde van die dag
was die vergelding bitter ernstig gewees. Jy sien, vandag wil ek vir jy sê, families word verwoes deur een klein woordjie. Hoor mooi wat ek vir jy sê, families word verwoes deur een klein woordjie. Vriendskappe word verwoes deur een klein misverstand. Klink dit vir jy bekend? Ja. Kerke word verwoes en verdeel deur een klein roemer wat versprei word. Glo jy my? Ja. Ja. Hierdie het op baie ouens nie hoor nie. Huwelike word verwoes deur een verkeerde besluit wat geneem word. Een enkele besluit verwoes 'n huwelik. Jy sien hierdie kettingreaksies wat die emosies het op die uiteinde van die dag bring verwoesting in mense se lewens. Hoor mooi na die volgende spreekding wat ek sê. Wyse mense, daardie kettingreaksie van emosies, hoor mooi wat ek sê, wyse mense verbreek die ketting. Hoor jy? Dwaase mense gaan voort met die ketting van emosies. Hoor jy mooi wat ek sê? Wyse mense verbreek daardie ketting van emosies. Dwaase mense gaan voort met die ketting van emosies. Wat wil ek vanoggend vir jou sê? Dink voor jy praat, dit sal baie help. Veral vir 'n paar ouens wat ek ken, ek weet nie, ouens met die naam van Johan. Voor jy antwoord, haal 'n bietjie asem. Voor jy optree, dink eers oor jou optrede. Voor jy 'n teenaanval loods, bid tot die Here. Jy sien, ek wil dit deurtrek na geestelike oorlogvoering. Dit is wat ons gelees het in Efesiërs. Selfbeheersing kan ek uitoefen. En dit, selfbeheersing, kom uit geestelike oorlogvoering. As ek selfbeheersing kan toepas, dan gaan ek daardie ketting kan breek in steede van dat hy aangaan. Ek wil graag op 'n stadium, maar dit gaan 'n bietjie vorentoe wees, gaan ek met u praat oor demone en die werking van demone, die manifestering van demone en hoekom sê ons, daar is demone. Ek wil net vandag vir u sê, in die Nuwe Testament kom die woord demoon of demone 60 keer voor. 60 keer. Waarna ook gesê word, demone is uitgedryf. Maar, dit kom 19 keer voor in die enkelvoud en 41 keer in sy meervoud. Demone. Demoon 19 keer. Jy sien, wanneer die Satan beheer gekry het oor jou, en jy daaronder bly lê, is dit maklik vir 'n deur om oopgemaak te word. Baie mense, en ek wil net nie waarsku, ek wil net vir jy sê, ons moet nie altyd aan alle gedrag demone koppel nie. Daar's baie mense wat lief is om dit te doen. Ja, hy is van die Satan besete. Asseblief, moenie dit doen nie. Wees baie versigtig. Weet asseblief wanneer jy met hierdie goed praat dat die mens dit met sensitiwiteit doen. Kyk, maar daar's baie mense, omdat as hy daar onder lê, is dit maklik vir Satan om beheer te neem. En dis wat Satan doen.
Wat doen Satan? Hierdie een klein dingetjie, maak dat mense gaan lê, en dan kry hy die deur, die plek om in te kom. Dan is dit vir mense nog moeiliker om op te staan. Jy sien? Eenvoudige goedjies, soos byvoorbeeld, as jy skree, dit maak nie die duiwel bang nie. As jy skree, maak dit nie die duiwel bang nie. Daar in die huis, skree op die hond, skree op die vrou, skree op die kat, nee, skop die kat sommer, nee, nie skop die kat nie. Maar as jy skree, dit maak nie die duiwel bang nie. Dit mag dalk iemand anders in die huis bang maak, maar dit maak nie die duiwel bang nie. As jy met selfbeheersing kan optree, as jy selfbeheersing kan toepas en jouself beheer, dat jy die wapenrusting van God aan het, dit maak die Satan bang. Dit maak hom bang, want dan weet hy, hier is nie 'n maklike vadplek nie. Wat se wenke het ek vir jou? Beperk jou woede. Beheer jou emosies. Hoe doen jy dit? Deur die gees van God wat in my gees is. In steede van om iemand te vervloek, seën hulle. Voor jy iemand haat, vergewe. Vergewe voor jy iemand haat. En voor jy aanval, stap liewer weg. Draai om en stap weg. Jy sien, ek wil vanoggend vir jy sê, die oorlogsveld lê baie keer hier binne in my. Die oorlogsveld is hier binne in my. As iemand my te nakom, ek wil weer 'n voorbeeld gebruik. As Louis my te nakom, in steede van om teenoor Louis op te tree, my emosies kwaad word vir Louis, daardie kwaad sit later in 'n haat, dit gaan alles, in steede van dit, die heel eerste ding wat ek moet doen is, vergewe, vryspreek, vergewe, dit moet ek doen. Maar dit kan ek net doen, as ek die wapenrusting van God aan het. Daarom moet ek waak teen hierdie goed. So die aanslag gaan kom, dis wat ons vir mekaar gesê het. Daar gaan moeilike tye wees, dit is wat ons vir mekaar gesê het. Dit gaan nie maanskyn en rosie wees nie. Maar as ek die wapenrusting van God aan, as ek saam naby hom leef, as hy my Vader is, dan kan hy my keer dat ek nie my kop stamp nie, dan kan hy my keer dat ek nie aan die warm plaat vat nie. Maar dan moet ek naby aan hom leef, met sy wapenrusting aantrek, elke dag van my lewe. Vanoggend wil ek u aanmoedig en vir u sê, as u gaan luister na Hendrik se getuienis, dan sal u agterkom, daar was 'n tyd wat Hendrik nie die wapenrusting van God aangehad het nie. Daar was 'n tyd wat sy emosies wat hom weggehardloop het, want hy kon dit nie beheer deur selfbeheersing nie, want hy het nie die vrug van die Gees in hom gehad nie. Die Gees van God het nie in sy gees gebore nie. Maar gaan luister asseblief gerus na sy getuienis. My oproep aan u vanmôre is, as ons disippels van Jesus moet wees, wil wees, moet ons weet, daar is 'n groter prentjie. Moet ons weet, ons staan nie in isolasie nie. Moet ons weet, dit is wat die Here van ons verlang, om disippels te wees, sodat ons disippels kan gaan maak. Kom ons sluit die oë. Aba Vader, in hierdie oggend sê ons van mekaar, dis nie maklik om die smal weg te stap nie. Here, ek weet, want ek was self daar.
Dit is nie maklik om vir die kollegas by die werk te sê, nee, ek deel nie in julle vulgêre grappe nie. Jy staan maar een kant en maak of jy nie daaroor lag nie. Intussentyd het dit op jou ore geval. Here, dis maklik dat klein goedjies die wingerd kom vernieuw. Daarom bid ek vanoggend dat U, een en elkeen van ons, Here, dat U ons sal vat, nie net sal toevul met die liefde en die bloed nie, maar Here, dat U ons sal help, dat ons elke oggend bewus sal wees daarvan, om U wapenrusting aan te trek. Here, om seker te maak dat U, Heilige Gees, in my gees woon, sodat ek deur my geesmens beheer kan neem, wanneer my emosies wil op hol raak. Here, dit is my gebed, dat een en elkeen wat vanoggend hier sit, sal weet, dis moontlik om 'n lewe van oorwinning te leef, as ek naby aan my Vader leef, en as ek sy wapenrusting elke dag van my lewe aantrek, sodat ek gereed sal wees wanneer die aanslag van Satan kom. Here, maak ons sensitief om te sien, wanneer is daar die tou losgemaak, dat ons nie sal toelaat, dat ons emosies op hol hardloop nie, maar Here, dat ons in selfbeheersing kan optree, is my gebed in Jesus naam. Help ons, Here, om hierdie smal pad te stap, nie net met 'n huppel in die stap en met 'n lied in ons hart nie, maar Here, in oorwinning elke dag van ons lewe, dat ons sal weet, ek kan in oorwinning leef. Mag dit so wees, in een en elkeen se lewe, in Jesus naam. Amen. Amen. Ek nooi U om vir die volgende 10 dae tyd te spandeer saam met U geliefdes, saam met vriende. Ons het nie volgende Sondag, het ons nie kerk nie, en ek het ook al vir U gesê, ons gaan Kersdag ook nie 'n diens hê nie. Ek nooi U om hierdie tyd, dis 10 dae, te gebruik. Gebruik dit om liefde onder mekaar te deel en verdeel. Waak daarteen met die tong, dat ons nie vir iemand iets sê wat hulle seer maak nie. Sê liewer vir hulle iets wat hulle laat goed voel. Sê liewerste vir my, ek sien jy het 1 kilogram verloor, as om vir my te sê, maar jy is lekker dik. En jy hoef nie daaroor te jok nie, ek het 2,2 kilogram verloor. Ja. Ek nooi U, asseblief, gaan spandeer tyd saam met die geliefdes. Dis wat vir my belangrik is, wat ek weet wat vir God belangrik is dat jy liefde sal uitdeel, en liefde sal leef tussen jou geliefdes. Ons is nie vir ewig hier op aarde nie. Gebruik die tyd wat die Here vir ons gee, gebruik dit met mekaar te kan kuier, en mekaar te kan wees, in die naam van Jesus. Ons gaan opstaan, lekker laaste lied saam sing. Ek wou nog gekyk het na die liedere wat ons vanoggend gesing het, maar moenie worry nie, ons sal op 'n volgende keer lees ek baie dankie. Ons gaan saam sing, en dan gee ons vir die geleentheid, en die Here se 10de vir ons offergawes in die skatkis te plaas. Daarna gaan ons net afsluit. Kom ons staan, en gaan ons lekker saam sing. Baie dankie. No one loves to see your
to pray, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Here, baie dankie dat ons vanoggend weer getrou in hierdie skatkis kon saai. Ons weet, Here, die saad wat hier gesaai is, wanneer ons nou hierdie skatkis lig en ons plaas dit by U in die geestesrealm, daar by U in die derde hemel waar U dit neem en vermenigvuldig, dan weet ons, Here, dit is tot eer en tot aanwending in U koninkryk. En dat U vir ons sal help, dat ons dit nou gesed sal doen soos wat U dit wil gedoen het in Jesus naam. Baie dankie dat ons dit kon doen, Here. Here, baie dankie vir vanoggend se samesing en samekoms. Dis my gebed dat U werklik met ons sal wees. Here, dat ons 'n pad van oorwinning sal stap saam met U. Here, dat ons disippels sal wees in woord en in daad, volgelinge van Jesus in woord en in daad. Here, waar U vir ons leer in die woord, dat ons leef vanuit ons geesmens, omdat die Heilige Gees binne in ons woon. Here, dat ons elke dag die wapenrusting aantrek, om staande te kan bly teen die aanslag van die Satan. Dat ons dit nou gesed sal doen. Here, dat ons nie daardie klein slaggate sal trap, klein slaghuister sal beland, om seer te kry, of om ons emosies op hom te laat gaan nie. Nee, Here, dat ons sal staan en bly in Jesus naam. Nou wil ek graag U as gemeente hier uitstuur met die seën van die Here. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou vrede gee. In Jesus naam. Elke plek waar jy jou voet neersit, eis dit op vir die koninkryk van God. Elke plek waar jy kom, steek 'n klein af in Jesus naam, sodat ons die boodskap gaan uitdra, gaan disippels maak van alle nasies in Jesus naam. Amen en amen. Ek wil my net kans om daar by die deur te kom, ek wil net vir die ander gee. Mag u in die geliefdes 'n geseënde tyd hê. Mag u regtig mekaar se geselskap geniet en lekker saam kuier. U moet op 'n lekker dag in die week doen. Ja, met deze recht.